Die vyand kan probeer, omstandighede kan probeer, maar wie kan kers vashou as die Here besluit om my te seën? Wie kan dit keer? As die Here besluit om vir my 'n deur oop te maak, wie kan daardie deur toehou? In Jesus naam. In Jesus naam. Groter is hy wat binne my is. Groter is hy wat binne my is. Die apostel Johannes skryf in 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God. My kinders, God stel belang in 'n vader-kind verhouding. Kan ek dit vanmôre op jou hart druk? God stel belang in 'n vader-kind verhouding. God wil elke disipel en elke diensknegt en elke diensmaagd, every servant, he wants to connect you to your child-father relationship. God stel belang in 'n vader-kind verhouding. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Ek wil vandag met die deur in die huis val, sonder dat dit op jou val. As die woord sê dat God is groter in jou as enige iets om jou of teen jou, dan sluit dit ook elke uitdaging, elke omstandigheid, elke probleem in. Amen. As die woord van die Here sê dat groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is, dan sluit dit ook elke probleem, situasie waarteen jy te staan kom, dan sluit dit selfs dit in. Dit sluit elke uitdaging en probleem wat jy moet hanteer in. God is groter as jou probleme. God is groter as die probleme in ons lewe. God is groter as dit wat bestem is tot jou ondergang. God is groter. God is groter as ons probleme. Die vyand se strategie is om die probleme in ons lewe altyd groter te maak of groter te laat lyk. Maar weet dit vandag, God is groter. Die grootheid van God. Die vyand probeer heeltyd om die grootheid van God binne jou en my uit te daag, deur te sê, nee, hierdie probleem, God kan nie dit vir jou oplos nie. Jy's eintlik op jou eie. Hierdie saak is te groot vir God. Jesus het gesterf vir baie, maar nie vir dit wat deur jy gaan. Maar die woord van die Here sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Dis belangrik dat ons mekaar sal herinner dat God is groter. Dis belangrik dat ons sal weet, ons geloof in God en sy almag skep in ons die verstaan dat daar geen ander help is soos die hulp wat net God kan bied nie. Kom, ek gaan dit weer sê. My geloof in die grootheid van God en sy almag skep in my die verstaan dat daar geen ander help en geen ander hulp is soos wat God kan bied nie. Dawid het hiervan geweet toe hy skryf in Psalm 20 vers 7, nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos, hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand. Die regterhand van God is altyd sy genade aan. Sommige roem op strydwaans en ander roem op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here, onze God. My geloof in die grootheid van God skep in my 'n verstaan dat daar geen ander hulp is soos die hulp van God nie. Daar geen ander help is, geen ander helper is soos wat God my en jou kan help nie. Daar's een ware vertroueling, een wat jou nooit in die steek sal laat nie, een wat beter weet, een wat die toekoms ken, een wat weet wat jy nodig het. Hy is die God van die heelal, die almagtige, die lewende, die alomteenwoordige, die alwetende, die een wat 'n woord spreek en lig breek deur. Familie, moenie jouself teenoor jou probleem meet nie, jy gaan tweede kom. Moenie jou eie krag en jou eie vermoë, moenie die trek rekord met jouself meet aan jou probleem nie, jy gaan tweede kom. Jy kan nie jou eie hulp wees nie. Psalmdigter sê, ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde geskaap het. En die probleem wat ons baie keer doen is, ek kyk na die situasie en dan dink ek, okay, ek moet nou hierdie berg oor. Ons kyk na die situasie en dan dink ons, ja, ek is te klein teen dit.
En dan verloor ons moed, en dan verloor ons krag, en dan verloor ons visie, en dan verloor ons hoop. Ek wil vandag vir jou sê, weet dit, moenie jouself teenoor jou probleem meet nie. Plaas jou probleem teenoor die grootheid van God. En sien hoe die hand van verlossing jou deurbring. Sien hoe die hand van die Here jou deurbring. Jy sien, ons dink baie keer, ek kan in my eie krag dit doen. Ag, hierdie is 'n vulletjie man, hierdie is niks, ek sal dit sommer gou uit. So be it. Maar God wil hê dat ons hom sal vra om hulp. God wil 'n hand van redding, 'n hand van hulp, 'n hand van deurbraak uitreik na jou toe. Weet dit vandag, God wants to help you. Hoekom is dit dan dat ons met respek gesê die Here se hande agter sy rug vasbind? Omdat ons dink ek kan dit op my eie doen. Ons dink, weet jy, ek weet beter. Ek weet beter. Moenie jouself teenoor jou probleem weet nie. Plaas jou probleem teenoor God, want God is groter. Dit is om te sê, ek kan nie, maar ek weet wie kan. Amen. Plaas jou vertroue en hoop in God. Psalm 71 vers 5, Engels. For you, O Lord, are my hope, my trust, O Lord, from my youth. Psalm 146 vers 5, welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp. Geseënd is jy en ek, wat die God van Jakob het as ons hulp. Wie se hoop is op die Here sy God. Amen. Wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Loof die naam van die Here. Jy kan nou sê, weet jy wat, ek's nou eers wakker, ek het nou nog niks gehoor nie, en dis okay, maar jy moet hierdie gryp. Daar's nooit 'n oomblik wat God nie in beheer is nie. Dis okay. Weet jy wat, los dit net. Dis okay. Ek weet ons wil dit deur ons filter sit, en ons wil dit deur ons lewe sit, en ons wil dit deur ons verwysingsraamwerk sit, en ons wil kyk na, Here, maar hoekom voel dit dan asof ek buite beheer is? Ek wil vandag vir jou sê, as jy daardie filters net so vir 'n oomblik aan een kant toe sit, en ek met jou geesmens kan praat, daar is nooit 'n oomblik wat God nie in beheer is nie. Amen. Nooit 'n oomblik wat hy nie oor jou wag hou en waak nie. Nooit 'n oomblik wat sy oë nie die aarde deurloop om te sien, om kragtig te steun die wie se harte onverdeeld op hom gerig is nie. Daar's nooit 'n oomblik wat hy jou nie wil red en jou nie wil vrymaak nie. Daar's nooit 'n oomblik wat hy om kan gevang word met dit wat jou tref nie. God is groter. God wil vir jou deurkom en meer as dit, hy wil dat die klaar werk aan die kruis in jou lewe geopenbaar word. Amen. Yes. Psalm 18 vers 2. Jy kan ook al Psalm 18 by die huis gaan lees. Dis nog al 'n stywe een. Ek gaan so hier en daar 'n paar verse aanhaal van Psalm 18. The Lord is my protector, he is my strong fortress. My God is my protection. And with him I am safe. He protects me like a shield. He defends me and keeps me safe. 121 vers 7. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Die Here sal jou ingang en jou uitgang bewaar. 2 Thessalonians 3 vers 3, but the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Spreuke 18 vers 10, the name of the Lord is a strong and mighty tower. The righteous man runs into it and is safe. Ek het nogal gedink oor hierdie skrif. Ons sing dit, ons sê dit, baie keer sal ons dit vir mekaar sê, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word gered. Vind skuiling daarin. Die fokus lê nie op die naam van die Here. Die fokus lê op ek en jy as regverdige wat die naam van die Here opsoek.
Baie keer sê ons, maar die Here beskerm my nie, die Here kom nie deur vir my nie. Maar soms het ons nodig om te sê, Here, as daar 'n deel is binne my, wat nie oorgegee is aan U nie, hoe kan die Here my bewaar in die areas wat nie aan hom oorgegee is nie? Die areas wat ek sê, ek wil nog beheer hê daarvan. The name of the Lord is a strong tower. The key is the righteous. Lord, I want to stand in righteousness before you. Ek wil dat dit wat U aan die kruis gedoen het, my hele identiteit kom herskryf. Dis daardie identiteit wat hardloop in die naam van die Here. The righteous man runs into it and is safe. So die lewe is 'n reeks van probleme en uitdagings. Elke keer as ek een probleem oorwin, dan wag daar 'n volgende een of 2 of 6. Somstyds kom dit in dosyne. Nie al ons probleme is groot nie, maar elke probleem is betekenisvol in God se hand van groei in ons lewe. Nie elke probleem is groot, maar elke probleem is betekenisvol in die hand van die Here, waar hy sê, alles werk ten goeie mee vir hulle. Wat die Here liefhet, wat as sy voorneme geroep is. So nie elke probleem wat ons dalk teenstaan, is groot nie, maar dit is 'n instrument in die hand van God, om te sê, kyk wat gaan ek vir jou doen, maar kyk ook wat gaan ek deur jou doen. Dis in tye van uitdagings wat my en jou geloof beproef word. Dis in tye van probleme wat ons geloof op die proef gestel word. Dis ook in tye van geloof waar in tye van uitdaging wat ons geloof groei. Jy sien, geloof is soos 'n spier. Hy moet beoefen word. As jy elke keer dieselfde toets dop, is dit dalk tyd dat jy besef dat God wil hê dat jy sal slaag en groei. En dat ons hom sal vra om ons te help. Ons sê baie keer vir mekaar, ja nee, as jy toets dop, jy gaan vir hom weer skryf. Wat daarvan is die toets wat jy dop, juis die heenwyse is dat jy moet opkyk en sê, Here, ek het U hulp nodig. Ek kan nie dit in myself, in my eie krag doen nie. Is dit nie waar oorgawe vlek gekry het? Sê elke keer wanneer jy toets dop, Here, ek het nou alweer hierdie. Here, ek het nou alweer. Here, dis nou alweer 'n keer. Here, ek is nou alweer lippe in die klippe. Here, ek is nou alweer stikkend. Ek moet weer hierdie toets skryf. Ag, die Here straf my. Nee. Dalk is dit tyd dat jy sê, die toets wat ek dop, moet ek by 'n plek kom en sê, Here, ek het regtig nou U hulp nodig, want ek kan dit op my eie doen nie. Ek kan doen dit op my eie. Dat ons hom sal vra, ons sal vertrou, en ons sal oorgee. Hier is jou sleutel, 1 Petrus 5 vers 6, ons het dit gesing. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Jy sien in hierdie vers is daar 2 aksies. Daar's verneder en werk. Wat wil ons doen? Ons wil net ons probleme vir die Here gee, sonder dat ons oorgee aan sy hand in ons lewe. Ons wil die sleg van die lewe vir hom gee, terwyl ons die lekker van die lewe, die eer vir onsself vat. Terwyl hy eintlik die volle eer van ons lewe wil hê. Kan nie werk as ek nie verneder nie. Die sleutel is, ek verneder myself. Here, ek kom gee oor. Here, ek het alweer 'n toets gedop. Here, ek het dit alweer nie gemaak nie. Ek het gedink hierdie keer gaan ek 'n onderskeiding kry, maar vet weer dat ek alweer 'n onderglyding. Dis wat ek in matriek wiskunde gehad. Moenie dit op die video sit nie. In elke oomblik wanneer ons 'n toets kry, sê Here, hier is 'n geleentheid. In die hand van die Here, die hulp van die Here, my hand sal neem. Verneder myself in die kragtige hand van God. Werp al jou bekommernisse. Weet ook dit, dat elke probleem het 'n doel. Yes, die pastoor, dit kan nie wees nie. Jy weet nie wat my stryd is nie. Elke probleem het 'n doel. Dis vir die Here belangrik dat ons doelgerig sal lewe. Dis ook belangrik vir die Here dat ons doelgerig na die lewe sal kyk. Dat ons nie net hierdie dag sal flout nie, maar dat ons sal rigting hê. Dat ons doelgerig sal wees.
1 Petrus 4 vers 12, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus oorgehaal, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Dis 'n krakker vers hier. Jakobus 1 vers 2, ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ek wonder baie keer ons praat, Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die nuwe vertaling sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ek wonder of dit 'n heenwyse is na hierdie gedeelte waar hy sê, ag dit loutere vreugde wanneer daar allerlei versoekinge wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat julle beproewinge van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ek kan nie heeltyd met 'n lang gesig rondloop net omdat daar nou 'n probleempie is. Ons hoef nie Jannies en Marties te wees nie. Nie hierdie Jannie nie, hy anders sê dit. Maar Jannie, as die skoen jou pak, nie soms. In 1 Samuel lees ons waar Dawid en sy manskappe 'n baie groot terugslag beleef. Jy kan dit gaan lees, en ek wil hê met jou Bybel vat en dan saam met my dit lees. Jy kan die hele gedeelte by die huis gaan lees. Ek gaan net so 83 verse lees uit dit. Maar nee, ek maak 'n grap. Maak vir my jou Bybel oop. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Dawid en sy manskappe gaan en hulle is in oorlog, hulle is in 'n geveg en dan kom hulle terug. En dan sien hulle dat die vyand het hulle tuiste geplunder en afgebrand. 1 Samuel 30 vers 1. En toe Dawid met sy manne die 3de dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen in die Suidland en in Siklag, en hulle het Siklag verslaan en dit met vuur verbrand. So hier's Dawid besig met sy manskappe om wal te gooi in ander areas teen die vyand, en op 'n woord van die Here, en hier gaan hulle, en toe hulle terugkom, toe sien hulle maar hulle stad is afgebrand. Siklag is afgebrand. Maar wat meer is, en hulle het die vroue en almal wat daarin was, gevange weggevoer. So nie net die vyand die stad verbrand nie, hy het ook gevange, die vroue en die kinders gevange geneem, van die mans wat saam met Dawid op oorlog was. Van die kleinste af tot die grootste toe. Hulle het niemand gedood nie, maar hulle weggevoer en verder gegaan. Toe Dawid met sy manne in die stad inkom, lê dit daar met vuur verbrand, en hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters was as gevangenes weggevoer. Dis nog al 'n probleempie. Hierdie is nog al 'n ding. Vers 4, daarom het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie. Was jy al by so 'n plek dat jy teen 'n probleem te staan gekom het en besef, Here, ek huil dat daar geen krag meer in my oor is nie. Here, hierdie ding, hoekom moet dit ook nou nog wees? Dis wat Dawid en sy manskappe beleef het. Ook Dawid se 2 vroue, Ahinoam uit Jesreel en Abigail, die vrou van Nabal, die Kameliet, was as gevangenes weggevoer. Vers 6 hoor jy. En Dawid het dit baie benoud gehad. Dawid het geweet, weet jy wat, ek het al 'n paar goed in my lewe gesien, ek het al 'n paar goed beleef, ek het al 'n Saul oorleef, en ek het al 'n Goliat oorwin, maar hierdie ene, dis 'n rowwe ene. Die woord van die Here sê, dit was baie benoud. Hoekom? Want die manskappe, die wat hy vertrou het, die wat hy saam in geveg was, het gepraat om hom te stenig. Het jy al by 'n plek gekom wat jou probleem so groot is, dat jy voel dat selfs die wat vir jou is, nou teen jou draai?
Jou familie, jou broers, jou susters, jou kerk, jou mense wat jou staat gemaak het, die mense wat jy eens gesê het, man, met jou sal 'n oorlog toe gaan, is daai selfe ou wat die swaard saam met jou getrek het, maar nou die swaard teen jou wil trek. Dis 'n probleem. En Dawid het baie benoud gehad, want die manskap het gepraat om te steun, want die siel van al die manskappe was verbitterd. Elkeen oor sy seuns en sy dogters. Nogal interessant, nie die vrouens nie. Sorry dames. Elkeen oor sy seuns en sy dogters, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. En hier is jou sleutel. Baie keer gaan ons deur goed. Baie keer werk dit nie uit soos wat dit moet uitwerk nie. En die op wie ons staat maak, draai ook teen ons. Woord van die Here sê, en Dawid het hom versterk in die Here. Die skrif sê, hy het hom versterk in die Here. Dawid het homself in die Here sy God bemoedig. Hy het sy geloof in sy God beoefen. Hy het homself versterk in die krag en die voorsiening van God, in die beloftes van God en in sy getrouheid om dit te hou. Dawid kom, hy sê, Here, ek versterk myself in U. Ek kyk na U beloftes, ek kyk na U woord, maar ek kyk ook na die getrouheid dat U dit vir my sal hou. Hy het hom beroep op sy verbondsverhouding met God. Jy sien, deur die genade en barmhartigheid en die goedheid van God te onthou, het hy gehoop, hy het geglo dat God op een of ander manier vir hom sou deurkom en die verlossing vir hom sou bewerk. Dawid het nie homself gemeet teenoor die probleem nie. Dawid het gesê, weet jy wat, nou het ek die hulp van God nodig. Ek sal my versterk in die Here. Ek sal my fokus op hom plaas, nie op dit wat teen my is nie. Die oorspronklike teks sê, hy het homself versterk in die woord van die Here sy God. En jy kan die res gaan lees, hoe die Here hom 'n woord gegee het, en hoe hy wraak geneem het teenoor hierdie vyand, en hoe hulle die vrouens en die kinders gered het. Hy het homself versterk in die woord van die Here sy God. Romeine 10 vers 17, die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Hoe weet ons dat God is groter? Jy kan ook vandag hier sit en sê, maar okay, ek kan dit vat, maar hoe sal ek weet God is groter? Want die woord sê so. Want die woord sê so. Die oomblik wanneer jy vra, hoe sal ek weet God is groter? Is dit tyd dat jou geloof daardie vraag sal antwoord, want die woord sê so. Geloof kom deur die gehoor deur die woord van God. En as God dit vir soveel kon doen, hoekom nie vir jou en my nie? Geloof kom deur die gehoor. Markus 4 vers 23. Hoor wat sê die woord. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. En Jesus het vir hulle gesê, pas op wat julle hoor. Familie, dis tyd dat ons sal oppas wat ons hoor. Met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. En daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. En die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Wat het ons vroeër gesê? Die oomblik wanneer ek my probleem teenoor myself stel, dan weet ek, die maatstaf sal altyd te min wees. Maar wanneer ek dit meet teenoor God se grootheid, prys die naam van U. Hierdie skrif het 3 goed, daar's eintlik 3 vermaanings, 3 waarskuwings. Die eerste vermaning is, jy het die vermoë om te hoor. Jy het die vermoë om te hoor. Die tweede een, jy moet aandag gee en seker maak, jy spits jou ore toe, om die regte goed te hoor. Ons wil soveel keer, wil ons ore uitleen vir die stem van die vyand, en dan kan ons nie verstaan, hoekom ons goed nie uitwerk nie, want ons hoor nie altyd die regte goed nie. Ons hoor die verderf van die vyand, maar inteendeel moet ons hoor die beloftes van God se woord. Dawid het hom versterk in die woord van die Here, toe alles teen hom was. En hier is 'n sleutel vir my en jou, jy moet aandag gee, en seker maak jy spits jou toe, om die regte goed te hoor. Die probleem wil baie keer harder praat as die stem van die Here. Maar dalk het jy net nodig om te sê, weet jy probleem, jy het nie nou 'n spreekbeurt nie, sit bietjie daai mikrofoon af.
Ek wil luister na die stem van die Here. Want geloof kom deur die gehoor, en gehoor kom deur die woord van God. Die derde ding is, om reg te hoor, lewer vrug op. Maar om verkeerd te hoor, lewer ook vrug op. Dieselfde maat waarmee jy meet. Luister wat sê die woord. Pas op wat jy hoor met die maat waarmee jy meet. Waarmee meet jy? Teenoor wat meet jy? Dit wat heiliglik in jou lewe is. Meet jy dit teenoor jou eie onvermoë of meet jy dit aan God wat sê vir my sal daar niks onmoontlik wees? Vul jou met God se woord. Vul jou met God se woord. Waarteen meet ons die probleme in ons lewe? Ons meet dit teenoor God en sy woord. Ja, dit gaan nie met my goed nie, maar die goedheid van die Here. Die getrouheid van God. Wat moet ek doen? Here, ek verneder myself om die kragtige hand van God. U sal my verhoog op die regte tyd. Psalm 18 vers 30, weer Psalm 18. This God, His way is perfect. The word of the Lord proves true. The word of the Lord proves true. Amen. He is a shield for all those who take refuge in Him. Amen. Ek sluit af, ons toekoms is so helder soos die beloftes van God in ons lewe. Jou toekoms is net so helder soos die beloftes van God in jou lewe. Elke probleem word vooruitgegaan deur God se belofte. Ja, kom ons sê dit weer. Elke probleem wat ons te staan kom, word vooruitgegaan deur God se belofte. Daar's nie 'n probleem wat nie eers 'n belofte voorgeskryf is nie. God sien nie die probleem en dan skryf hy 'n belofte nie. Nee, elke probleem is vooruitgegaan deur 'n belofte. Amen. Want jou probleem word nie, God word nie omkant gevang daardeur. Hoe groter die probleem, hoe duideliker die belofte. En weet dit, met God aan my kant, is oorwinning elke keer gewaarborg. Ons kan in moeilike tye op hom vertrou. Ons kan op sy genade steun. Laaste vers. En my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid, deur Christus Jesus. Aan hom, aan ons God en Vader, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.